Goeiedag, ek is Ronnie, wie namens Leiberlink kortliks vir julle wil wys hoe SafeLink gebruik kan word om buurtwagte en plaaswagte te ondersteun. Sodra 'n mens ingeteken het op die toepassing, klik die dashboard opsie aan die linkerkant van die skerm. Die skerm sal 'n kaart vertoon en bo aan die kaart is daar 3 keuseblokkies. Klik op die middelste een wat lees Nearby Incidents Heatmap, wat die brandpunte in die omgewing aandui. Hierdie is voorvalle wat reeds op die stelsel geregistreer is. Dit mag dalk nodig wees om in te fokus op die rooi kol, totdat die letters en syfers gesien kan word. Die letters is 'n klassifikasiemetode om die ernstigheid van die voorval aan te dui, waar A die mees ernstige is. Wanneer mens op die letter klik, verskyn 'n kort oorsig van die voorval, hoe ernstig dit is en waar dit plaasgevind het. So, hoe kry ons die inligting op hierdie stelsel vir ons om dit hier te sien? Natuurlik moet dit deur iemand ingesleutel word. Om dit te doen, kan 'n mens klik op die Incidents opsie aan die linkerkant van die skerm en dan op die All Incidents. En dan verskyn 'n lys van alle voorvalle wat reeds op die stelsel geregistreer is. Om dit maklik te maak om 'n spesifieke voorval te soek, is daar 'n filter aan die bokant op veronderstel datum en tyd. So mense op dit klik en jy klik ASC vir Ascending, lys hy die voorvalle van oudste tot nuutste, en as 'n mens klik op die opsie DSC, dit is vir decent, dan lys dit van nuutste voorval tot oudste. Om die inligting in die res van die tabel te sien, kan mens die staaf aan die regterkant gebruik om af te trek, dan verskyn 'n horisontale staaf aan die onderkant wat mens kan gebruik om te sien wat aangaan op die regterkant van daardie tabel. Om 'n nuwe voorval op die stelsel te registreer, klik ons op Add Incident, die blou blokkie aan die regterbokant van daai tabel, en hy gee 2 opsies, Labor Conduct en Security Incident. Labor Conduct verwys na voorvalle in verband met jou werkers, wangedrag, of iets wat daar gebeur het, en dan Security Incident is waar ons misdaad en ander veiligheidsverwante voorvalle by die perseel opregistreer. So dit is die een wat ons gebruik. Wanneer mense op hom klik, dan maak hy 'n blad oop waar daar 'n opsie is om al die inligting rondom daardie voorval in te sleutel. Hierdie word gewoonlik gedoen deur die sekuriteitspersoneel op die perseel of iemand anders wat aangewys is om dan veiligheidsvoorvalle op die stelsel in te sleutel. Daar is opsies waar 'n mens stawende inligting, soos 'n dokument of 'n foto, ook op die stelsel kan oplaai en dan kan iemand wat later daarna kyk, dit ook sien. Om 'n voorval maklik op die stelsel in te sleutel, kan 'n mens onder die Incidents opsie, die AI Incidents klik, dan verskyn daar 'n blou blokkie wat sê Add Incident, en dan lys dit ook reeds die voorvalle wat op die stelsel is. Klik op Add Incidents, dan gee vir jou 2 opsies, die een sê Text Description, die ander een sê Audio Files. Wanneer 'n mens dan klik op Text Description, dan kan jy dit wat gebeur het, 'n kort beskrywing, 'n opsomming van die voorval, hier intik. 'n Mens kan selfs inligting wat byvoorbeeld vir jou op WhatsApp getik was, kan 'n mens net gaan kopie en mens kan dit hier kom aflaai, en wanneer jy tevrede is, die inligting is volledig, dan klik mens hieronder op Generate Incident en hy sal jou vat en verduidelik wat is die verdere stappe om te volg. Die Audio Files opsie is waar iemand byvoorbeeld vir jou 'n stemboodskap gestuur het oor iets wat gebeur het, dan kan 'n mens daai stemboodskap op die stelsel laai en die persoon wat daarna kyk, kan dan ook luister wat gebeur het. Dit gebeur gereeld dat 'n voorval op die plaas of op die perseel ook aan die polisie gerapporteer word en daar word sake geopen. Hierdie toepassing kan 'n mens die keuse gee om inligting oor die saak wat by die polisie aangemeld is in te vul onder die voorval. Daarvoor kan 'n mens klik op die linkerkant op Case Register, dan gee hy 'n lys van al die voorvalle wat reeds gerapporteer is, en daar kan 'n mens sien watter van hulle is daar reeds polisieverwysingsnommer of polisie-inligting aangekoppel. As daar nie polisieverwysingsnommers gekoppel is nie,
dan sal hy soos hierso wys, action needed, om 'n polisiesaaknommer of ander inligting oor die saak dan teen 'n voorval in te sleutel. Klik 'n mens op hierdie Trace ID opsie langs die voorval. Die oomblik as jy op hom klik, gaan lê hy op die klipbord en dan kan 'n mens hierbo waar staan add case op hom klik en dan gee vir jou 'n blokkie waar jy daai Trace ID net kan aflaai. Hy verskyn daar, druk die enter knoppie, druk proceed to add en hy vat jou deur 'n proses waar jy nou die saaknommer kan invul hier aan die onderkant wat sê cash number en proceed to add en volg dan maar net die stappe daar verder. Op hierdie selfde blad onder case register en 'n mens wil gaan kyk wat aangaan met 'n spesifieke voorval, 'n bietjie meer inligting gaan lees, 'n opsomming daarvan, kan mens hier op die linkerkant by die pyltjie waar staan details, kan 'n mens daar klik, dan gee hy vir jou 'n kort opsomming in so 'n blokkie op die regterkant. Sou daar ontbrekende inligting wees wat mens wil byvoeg, dan 2 ligblou blokkies, edit case details. Sodra mens op hom klik, dan maak hy die skerm oop waar mens kan gaan verander en byvoeg. Onthou, hoe meer volledig die inligting wat ingesleutel word vir elke voorval, hoe meer volledig sal die heatmap, dis jou brandpunte, en ander verslae wees vir gebruik deur die buurt of plaaswagte vir misdaadbewustheid en beplanning vir voorkomende optrede. Jy is welkom om na ons uit te reik en ons gaan met graagte hierdie aangeleentheid verder met u bespreek. Baie dankie.